ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 473. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van Javashoe in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek Vasgevang in die Antichrist-systeem. Het is een van die beste boeke wat ek ooit geskryf het, ongeveer so 20 jaar gelede. En die goed wat ek daar geskryf het, kom alles tot waarheid. Ek gaan ook in die reeks wat ons nou gaan opneem in die week, oor die digitale ID, die merk, gaan ek vir die goed wys wat ek daar gesê het, wat presies in plek val, om die merk op die regterhand en voorkop te veroorsaak. Ek gaan vir die goed gee. So as jy nie die boek het, Vasgevang in die Antichrist-systeem nie, so A5 boek, so net diskant 500 bladsye, met informasie wat jy in die lewe nog nooit van gehoor het nie. Kontak my by ons WhatsApp nommer 0722367124, gaan na my webtuiste https://javashoe.co.za, soos jy daar bo sien. As dit al die eerste keer is dat u na die reeks gaan kyk, u is verskriklik welkom. Nuwe mense is altyd welkom. Maar dit is uiters belangrik, gaan na deel 1, begin voor u reeds 'n magdom inligting gemis. Hy is noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy ook die verskillende kennisgewings van ons boodskappe kan kry, die studies waarmee ons besig is, as ook ons TikTok boodskappe maandag tot Vrydag. Stuur hierdie kontak vir jou vriende en kennisse, hierdie reeks is lewensveranderend. Maak seker jy skryf lokpen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons is so verskriklik opgewonde om oor hierdie woord te praat. Jo, dit maak my so bly wanneer ek hoor dat mense sê, hulle kan nie wag vir die volgende aflewering nie, en die volgende aflewering nie. Vader, ek wil bid, salf die woord vanmôre. Gee elkeen van ons wat luister, 'n ontvanklike, sielste mense en 'n geestelike oor om te hoor wat hy vir ons sê. Breek net die brood oop, die waters van die lewe. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Javashoe, elke Jaffa sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat vanoggend se woord vir u weer bonatuurlik gaan wees en 'n groot blessing vir u gaan wees. Die boek Spreuke hoofstuk 24, waarmee ons besig is. Jy moet oplet na die beeldspraak. Ek sê met al hierdie bonatuurlike geopenbare inligting is ons nou weer terug by Johannes 1 vers 1. Johannes 1 vers 1. Halleluja. Laat ek net hier so kyk gou hierso. Johannes 1 vers 1. Nou lees ek Johannes 1 vers 1 net weer ter aanvoering van dit wat ons by wil kom. In die begin was die woord, want ek wil hê jy moet die woord memoriseer. In die begin was die woord, en die woord was in Jaffa, die Almagtige se gedagtes, en die woord was Jaffa die Almagtige in sy gedagtes, naamlik die bloudruk, vers 2. Hy, die woord was in die begin, voordat enigiets in die hemel bestaan het, by Jaffa die Almagtige in sy gedagtes, naamlik hy was die bloudruk, vers 3. Ek het gesê, dus vers 3 is onmoontlik, want hy die woord self het niks in die hemele geskep nie. Nou sê hy, vers 3, alle dinge het deur of tot hom, dis die woord ontstaan, en sonder hom die woord was daar nie 'n nodigheid vir enige iets verder geskape moes word nie. Nie een ding het ontstaan wat verder ontstaan het nie. Kyk nou mooi na vers 4. Hier moet jy jou veiligheidsgordel vasmaak. Die lig van die mens, vers 4. En in hom die woord, die gegenereerde engel,
Ja, ons het mos nou deur dit gewerk. In Hebreërs 1 het ons deur die hoofstuk gewerk. In hom die woord van Johannes, wat die gegenereerde engel is in Hebreërs 1, ek dink is vers 5. Wie die seun geword het, was lewe, en die lewe was die lig van die mense, wat volgens Genesis 1 vers 2 gespreek of verhoog was. Kom ek lees hy versie weer, vers 4. In hom, die woord, die gegenereerde engel, wie die seun geword het, in Hebreërs 1, was lewe. Nou moet jy kyk. En die lewe was die lig van die mense. Wat volgens Genesis 1 vers 2 gespreek of verhoog was. Hy het hom gegenereer. Wat het gebeur nadat hy die blauwdruk was? Hebreërs 1 vers 2, die afskynsel, die heerlikheid, die blauwdruk, die skepping van die seun. Hebreërs 1 vers 4. Terwyl hy die seun, wie die blauwdruk was, gedurende die volgende, terwyl hy die seun, as ek net verkeerd lees, moet ek dit dadelik regmaak, anders gaan jy dit nie volg nie. Terwyl hy die seun, wie die blauwdruk was, gebeur die volgende. Terwyl hy soveel uitnemender geword het, luister wat sê, terwyl hy soveel uitnemender geword het, hy was dit nie gewees nie, hy het dit geword. As die ander engele, na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Wat? Kom ons lees weer vers 4. Terwyl hy die seun wie die blauwdruk was, gebeur die volgende. Terwyl hy soveel uitnemender geword het, hy was dit nie gewees nie. Hy het dit geword. As die engele, sê die Bybel, ek sit in hakies, ander engele. Want er was 'n groep engele. Na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het, as hulle, daar sê hy, dit staan in jou Bybel. Hy het dit nie gehad nie. Hy gaan dit nou kry. Wie's die hulle? Wie's die hulle? Na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het, as hulle. Wie's die hulle? Die ander engele in die hemel. Kyk nou na die vraag in die volgende versgedeelte. Dit is powerful. Vers 5. Want aan wie van die ander engele het hy, Jahwe Almagtig, ooit gesê? Verstaan nie as ek die woord ander daarin sit? Die Bybel lees, want aan wie van die engele, van daai groep engele, want aan wie van die ander engele, met ander woorde, nie hy wie die seun gaan word nie, maar van die ander, hy sê, want aan wie van die ander engele, het hy, Jahwe Almagtig, ooit gesê. Kyk nou mooi, wat het Jahwe die Almagtige gesê? Kyk nou mooi, U is my seun. Hy was nie daai oggend die seun toe hy daar gekom het voor die troon nie. U is my seun. Vandag het ek u gegenereer. Hy het nie gegenereer daar aangekom nie. Hy was een van die groep engele gewees.
Want hy sê in vers 5, aan wie van die engele, die ander engele, het hy Jahwe Almagtig ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u genereer. Hy was nie vanoggend die seun nie. Hy gaan hom nou sy seun maak, want hy gaan hom nou gegenereer. Kyk na die boek, naamlik die Afrikaanse legkaartstudiegids Bybel, boek nommer 3, of na die boek Hebreërs, waarheid of leens. Dan gee ek vir al die verwysings in die HAT boek en ander verwysings. Wat beteken die woord gegenereer? It means to anoint, om hom te verhoog, om hom te beslaan. Wanneer die koning 'n ridder beslaan, dan vat hy die swaard, dan sê hy, ek beslaan jou as 'n ridder, dan sit hom so op sy voorkop. Daai ou was 'n gewone soldaat gewees, die oggend toe hy by die koning kom. Dis 'n Engelse ritueel, om 'n ou te bemagtig, iemand wat 'n soldaat was, dan maak hulle hom 'n ridder, 'n sir. Het jy al gehoor van die ouens wat hulle Sir Johnson, of Sir Paul, hy's beslaan as 'n sir. Het jy dit? Daai oggend toe hy daar by die koning kom, was hy niks. Nou is hy beslaan. En dis wat hier gebeur het. Die engel was maar deel van die ander engele daai oggend, sonder enige verwagting. Hy was deel van die groep. Want van wie het hy ooit gesê? Want aan wie van die engele het hy ooit gesê? U is my seun, vandag het ek u gegenereer, jou beslaan. Hy het nie 'n swaard op 'n ding gevat nie. Hy het hom geseën, gegenereer. En weer, nou kyk nou mooi. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, nadat wat? Nadat hy hom gegenereer het, hom opgelig het, hom verheerlik het. Dit wat hier was, in Genesis 1 vers 2, en in Johannes 1 vers 1 tot 4, dit wat hier was, word nou 'n werklikheid. U is my seun, want aan wie van die engele, ander engele, het hy, dis Jahwe die Almagtige, ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u genereer, en weer, ek sal vir hom 'n vader wees. Hy sê nie hy sal vir al die engele 'n vader wees nie, vir daai een, wat hy gegenereer het. Ek sal vir hom 'n vader wees. Hy was nie die vader gewees nie. Hy was nie sy vader, hy was nie daai engelse vader gewees. En hy, hierdie verhewe gegenereerde engel, sal vir my, Jahwe die Almagtige, 'n seun wees. Hy was dit nie gewees nie. Toe hy die oggend daar kom, was hy nie gegenereer nie. Hy was nie die seun van die skepper van hemel en aarde gewees nie. Hy was deel van 'n groep engele. Verstaan jy dit? Dis mos nie moeilik nie. Soos ek vir jou ingee met 'n lepeltjie, teelepeltjie. Dis nie moeilik om te verstaan nie. Ekskuus. Jammer, is bietjie koud. Dit's al laat hier in die ateljee, maar dit maak nie saak nie. So wat gebeur? Hy was nie die seun gewees nie. Hy was nie 'n gegenereerde engel gewees nie. Hy gaan 'n naam erf. Hy sê, aan wie van die engele, ander engele, het hy, dis die Vader, ooit gesê, u is my seun, vandag het ek u gegenereer. Ek het u verhoog.
En weer, ek sal vir hom 'n vader wees. Ek sal vir hom 'n vader wees. Dis amper soos 'n seentjie wat in die weeshuis sit. Hy het nie 'n pa en ma nie, sy pa en ma dood verongeluk toe hy klein was. Hy's daar al vir jare in die weeshuis. En dan kom daar 'n oom en 'n tannie, dan kom neem hulle hom aan, hulle kom haal hom. Dan sê hy vir daai seentjie, ek gaan vir jou 'n pa wees. Ek wil hê jy moet my seun wees. Die tannie gaan vir jou ma wees. Jy moet vir my sê pa en vir haar sê mamma. En jy gaan ons seentjie wees. En soos daai ouetjie groter word, gaan hy dit altyd onthou. Hy was vaderloos gewees. En hy was moederloos gewees. Totdat die oom gesê het, ek gaan jou pa wees. En van daardie dag af, het hy 'n vader gehad, wat as hy by die skool is, en die ouetjie ruk aan hom, dan sê hy, as jy weer my ruk, gaan ek my pa roep. En dan het jy groot moeilikheid. Want my pa is net so groot ou. Verstaan? Hy het 'n pa wat hy op kan staat maak. Hierdie engel was deel van 'n groep. Niks spesiaal nie. Maar hy was die engel van Jahwe die Almagtige gewees, wat hy op verskillende tye gebruik het. En ek dink hy was kom met vinnig, soos in die geval waar Jakob met die engel van Jahwe geworstel het. Daai was die engel. Hy was heel waarskynlik die engel wat Jahwe gestuur het. Die engel van Jahwe. Maar hy het 'n plan met hom gehad. Ek gaan net hierso stop, want ek is nie klaar nie met vers 5 nie. Hier's nog 'n paar dinge wat u moet weet. Tot môreoggend as Vader lewe en gesondheid spaar. Maranatha. Jahwe kom weer. Halleluja.